Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Amen. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Hallelujah. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven sing it as you answer. Oh, and let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, come and take control. Come on, what's going on at club? Door iets veel woons, kom aan. Klap je handen, laat je zon. Heer, ons geen die lof. Heilige Geest, hier is zo welkom. Kira bondo, shit. Halleluja. Halleluja, prijs die Heer, laat het val vanmorgen, juist Heer Jezus. Bless the Lord, who reigns with beauty. Bless the Lord, who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord, who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. Oh, bless the Lord, who reigns with beauty. Bless the Lord, who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord, who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. Sterkter, kom ons sing dit soos net wat julle kan. Oh, bless the Lord, who reigns with beauty. Bless the Lord, who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord,
dankie dat ons alles vir U kan gee. Maar ek het met jou 'n paadjie gestap so deur Januarie en ek dink amper ek wil vanmôre nog so bietjie daarby aansluit, alhoewel en ons het deur hierdie reeks gepraat oor daardie fontein waarby ek en jy moet uitkom. En ons het gepraat oor hoe om in daardie laar van vuur wat God om ons trek te lewe. Maar vanmôre wil ek met jou hierdie titel deel en hulle kan hom opsit en dit is vyande van jou geloof. Daar is vyande in die uur waarin ons leef en die uitgeslape slinkse vyand, Satan, die duiwel, Lucifer, noem hom wat jy wil, het een missie in hierdie lewe. En ek praat vanmôre met jou as gelowige. Daardie missie van die teenstander is punt nommer 1. Hy wil die geloof in jou hart kom steel. Hy wil jou beroof van jou geloof. En daarom gaan ek vanmôre, ek het nou eintlik baie goeters gehad, en toe deel ek dit nou in 2. So ek sal nou volgende keer as ek preek, bietjie aangaan met hierdie. Hierdie vyand kom om jou geloof te steel en dan gaan ons na 'n bekende gedeelte toe en dan gaan sommer net so bietjie saam jou kuier vanmôre. Ons ken dit baie goed in Efesiërs 6 en dan kom Paulus en hy skryf van die Efese en ons praat van die wapenrusting en dan gee al hierdie tools wat ons nodig moet hê, die helm van verlossing en die borswapen van geregtigheid en skoene vir die bereidheid vir die verkondiging van die evangelie. Maar dan kom hy in vers 16 en hy sê hierdie woorde. Nadat hy die wapenrusting uitgedeel het, sê hy, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Ag, ek wil mooi praat vanmôre met jou, ek en jy is Pinkstermense, maar 'n pity party gaan nie die vuurige pyle van die vyand blok nie. Jou opinie uit die hoogste geleerde professor se boeke gaan ook nie die pyle stop nie. Daar's een ding wat die Pinkstermens in sy lewe moet toepas en dis die skild van die geloof. Nou wil ek myself so 'n bietjie, ek het nou vanoggend myself de mekaar gemaak, so nou gaan ek jou ook de mekaar maak. Kom ek sê gou eers dit. Geloof en glo. Geloof kan ons miskien sien as, kom ek noem dit 'n doktrine. Met ander woorde, wanneer ek sê geloof, dan vra ek eintlik, wat glo jy? Maar wanneer ek kom by die woordjie glo, dan is dit wanneer ek geloof. Met ander woorde, dit wat ek in glo vat, en ek pas dit prakties toe as 'n werkwoord en sê, ek glo dit. Nou kom ek help jou sommer nou vanmôre en ek krap my eie goeders te mekaar. Glo is 'n werkwoord. Hy kom verder, en kom ek sê hierdie gou-gou, dis mooi. Geloof, waarin glo jy? Is nou in Engels, help my liewe Jesus. Faith, rest on God's character. Met ander woorde, wat jy glo is kardinaal belangrik. Die dogma of die doktrine wat jy vorm waarin jou geloof gaan uitspruit en glo in, is baie belangrik. En ek wil vanmôre sê, as 'n Pinksterkerk, jy as kind van God, glo ek vanmôre. En wat glo jy, Dudley? Ek glo in die karakter van my God. Because faith rests on the character of God, not on what your eyes can currently verify. Ag nou is 'n klomp gou sê goedjies wat ons baie keer sê. In die wêreld sê hulle, sien is glo. Toe jy vir jou ma gesê het, jy gaan hy wiskundetoets deurkom, het sy gesê, sien is glo. Maar die kind van God sê, glo en jy sal. Come on, glo en jy sal sien. Halleluja. Jy sien dit miskien nog nie, maar vanmôre wil ek net geloof in jou hart kom bou. En ek wil vir jou sê, sien, wat moet jy sien? Kyk na die karakter van die God wat jy aanbid en weet dat hy is in staat om jou te help. Amen. Die vyand
wil jou geloof steel. Dit het ons al baie gesê. En dan kom ons op 'n plek waar Jesus 'n gebed bid. En Jesus het op 'n paar plekke in die Bybel gebede gebid, maar hierin het my getref. En ek wil met hom begin. En met hierdie gebed wat Jesus dan bid, kom Jesus nie net, en ek wil hê jy moet dit mooi hoor en verstaan vanmôre. Jesus wil nie net vandag vir jou verseker nie. Maar met hierdie gebed kom Jesus en hy verseker die toekoms en die bestemming wat jy in geloof gaan bereik. Ek weet nie of dit vir jou sin maak nie. Geloof sien waar ek en jy nie sien nie. En in geloof gaan jy dit bereik. Ek wil vanmôre 'n gehoor uitroep en ek glo hierdie woord is vir almal, maar miskien is daar vanmôre in hierdie plek 'n geestelike reisiger wat hier sit en sê ek is moeg. Miskien is jy 'n geestelike soldaat vanmôre in hierdie kerk en jy sê ek het 'n paar wonde opgedoen. En die vyand is besig om geloof uit jou uit te steel. Wil ek hierdie woord vanmôre aan jou toewy. Want dit is belangrik. Dan kom hy in Lukas 22 vers 31 en 32 en hy sê hierdie woorde. En die Here sê, Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En hoor wat sê Jesus? Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. As daar iets is wat ek vanmôre, ek praat met jong mense in hierdie plek, ek praat met elkeen wat vanmôre 'n oor het om te hoor, wil ek vir jou sê, as daar gebed is wat ek saam met Jesus vanmôre vir jou bid, met hierdie jaar wat vir ons lê, ek bid vir jou dat jou geloof nie sal ophou nie. Ek bid vir jou dat jou geloof nie sal ophou nie. Baie bekende vers, Hebreërs 11 vers 6. Hoor net vinnig, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. As jy vanmôre saam met my net so 'n bietjie gaan indelf in hierdie saak en ek gaan probeer om geloof net weer in jou hart op te bou, wil ek vanmôre sê, God is 'n beloner vir die wat hom soek. My hart is so vol die afgelope tyd. En ons dinge wat ek begeer, versterk toring, en een van die dinge wat ek so begeer, is dat God deur sy Heilige Gees in ons midde sal kom werk soos nog nooit vantevore nie. En weet jy wat kan ek aanmeld en met my geloof? En ek kan sê, Here, U is 'n beloner van die wat na U soek. Amen. Die waarheid is dat ons het almal 'n Bybel, en wat ek vanmôre eintlik net gaan doen is, ek gaan vanmôre net 'n paar skrifte na jou toe bring en toelaat dat die woord van God jou so 'n bietjie bou. Is jy reg daarvoor? Kom aan. Ek moet vinnig maak voor die kerk 40 grade word binne. Hier is die woord van God. En hierdie boek is deur my en jou gegee deur God. Maar kan ek vanmôre net die obvious vir jou gee? Hierdie boek beteken niks tot jou geloof dit aktiveer nie. Hierdie boek is net 'n boek en hy lê op mense se rakkies in hulle huise. Maar as jy hierdie boek lees en die woorde van God aktiveer met geloof in jou lewe nie, gaan hierdie boek vir jou niks kan doen nie. Maar God weet, as jy hierdie boek se woorde uit die mond van 'n onfeilbare God vanmôre kan aktiveer met geloof, is daar horisonne wat jy nie eens geweet het bestaan vir my en jou nie. Halleluja. Hebreërs 10 vers 38 en 39 sê hierdie woorde: maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
en as hy hom onttrek. Hoor wat sê hierdie skerp woorde van die skrywer van Hebreërs. En as 'n mens homself onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Vers 39 belangrik, maar by ons, sterk toring, is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Gaan so 'n bietjie myself herhaal. Daar's 'n vyand. Die werk van die vyand is om die geloof wat jy in God het uit jou hart uit te steel. Kom hy verder in Timoteus 6 vers 12 hierdie woorde. Maar jy, man en vrou van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. En dan kom hy in die volgende vers 12, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. Kom ons sê vir mekaar, om te bly glo is nie net ag ek glo en dan gaan ons aan nie. Dis 'n stryd om te bly glo. Want die lewe ruk en die samelewing kom met nuwe idees. Kan ons dit noem? Die woke idees. Dan vat dit 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om te sê ek glo nog steeds in die woorde van God. En dan kom hy en sê ek jaag daarna. Kom ek sê dit vanmôre vir jou, as jy 'n gelowige is, jy is 'n man en 'n dapper held van God. Want enige slap, ruggraatlose jellyfish kan saam met die stroom gaan. En ek wil nie rof raak nie, ek was laasweek in my innings gehad. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, jy is 'n ware man en 'n ware vrou. As jy hierdie woord kan sê ek lees dit nie net nie, maar ek aktiveer dit met my geloof en ek gaan teen die stroom op, al kos dit my 'n prys. Stry die stryd van die geloof. Moedig ek jou aan vanmôre. Ja, dis moeilik mense. Ag ek moes dit nie, kom ek doen dit. Ek het laasweek toe ek moes nou hier voor. En ek wil nou nie sê rammetjie uitnek nie, maar ek gooi hom pappa. Ja, gedoen het. En ek sê, ek worry nie. Ek sal die Here loof. Jy kan wat my maat. Jy wil nie weet hoe die duiwel my pak slag gegee hierdie hele week nie. Jy worry nie. En ek is in twee gedeel. Want die waarheid is, ek is lief vir jou. En ek wil hê jy moet lief wees vir my. So as ek sê ek worry nie, dan lieg ek so bietjie. Want ek en jy is broeders en susters in die Here. Maar, hoor gou, as jy my geloof teestaan, gaan ek jou die waarheid vertel en dan worry ek nie wat jy daarvan verder dink nie. Amen. Jy weet, ons speel so in die krale en ek verdwaal, maar ons speel so in die krale by die skool. En ons speel in die krale by die werk en in die werkswinkel. Jy weet, ja, ek's 'n Christen, maar moet net nie indelf op dit nie. Kan ek dit vanmôre sê? Jy glo dat jy 'n Heilige Gees, geweerde baarde, kragtige kind van God. En dit is jou geloof en daarom moet jy werk. Amen. Ag, okay. 1 Johannes 5 vers 4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin hierdie wêreld. Waai net so 'n bietjie. Ek gaan oorwin. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Daar's 'n stryd om te stry en ek wil net so 'n bietjie by hierdie stil staan, maar God weet daar's 'n oorwinning te verkry. En die enigste bestanddeel is jou geloof in God. As ek nou hierdie verse vat en ek probeer 'n bietjie vinniger gaan, ek gaan jou korter hou want Clemens gaan jou hou. Hy gaan jou. Geloof uit hierdie verse kan ons vir mekaar vanmôre sê, geloof is die enigste fondasie vir my en jou wat onsself 'n kind van God noem. Ons kan vir mekaar sê dat hierdie is 'n geloofstryd.
'n stryd wat moet gestry word. En soos ek nou verduidelik het, kry jy geloof wat dan die konsep is waarin jy glo en wat jy glo, maar dan kry ons die werkwoord glo, en om te glo met hierdie werkwoord is dit die oortuiging van 'n leefstyl wat gevorm word. Met ander woorde, ek glo iets en my geloof aktiveer geloof, en dit wat ek glo moet 'n leefstyl aktiveer in my lewe. Dis 'n bietjie hard. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Ons almal is Christene. Gaan nou 'n vers miskien aanhaal. Jakobus 2 kom. Hy sê ja, julle glo, maar die duiwels glo ook. En ons hele Suid-Afrikaanse kultuur sit met hulle duimpies erop. Nee, ons glo. Maar ek wil vir jou sê, jy moet glo aktiveer met 'n leefstyl. Geloof is die enigste waarborg vir oorwinning. Dit wil ek hê met by jou insing vanmôre. Geloof is die enigste waarborg wat jy het vir oorwinning. Dan sê Jesus hierdie woorde vir Simon, en ek wil dit vanmôre weer herhaal. Ek bid vir jou dat jou geloof nie sal ophou nie. Terwyl die lewe stoot, terwyl die lewe stamp, terwyl jy ook maar baie dinge het wat deur jou kop maal, wil ek vir jou sê, ek bid vir jou dat jou geloof nie sal ophou nie. Lukas 18, 3-5, ons gaan 'n paar verse lees, bly by my. En hoor net hoe geloof ook werk. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom, hierdie hom is die regter, en die word geskryf as die onregverdige regter, na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teenstanders, en 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek ook nie, en al ons sien ek geen mens nie, tog sê ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom, en my in die gesig slaan nie. Dan kom hy in die volgende vers 6, toe sê die Here, dis Jesus wat praat, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En hier is die punchline van hierdie gedeelte, vers 8. Ek sê vir julle dat hy gou aan julle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. 'n Lang gedeelte om 'n kort ding by jou te los. Dis geloof wat aan die hemelse deur klop en sal maak dat God die deur oopmaak. Dis net jou geloof wat vanmôre in staat is, en die vraag wat ek vanmôre vra, en ek gaan nou so 'n bietjie mooier praat, maar ek wil vanmôre sê, meneer, mevrou, jongmens, is jou geloof nog in plek? As God jou sal besoek, sal hy nog geloof by jou vind. Gaan aan, los daai, kom ek sê dit, daar is sekerlik, in hierdie uur waarin ons leef, die ergste morele verval. Kom aan. En wat is die rede? Ek wil vanmôre weer 'n uitspraak maak, en ek wil dit mooi sê. Die morele verval is omdat die vyand opregte geloof by die kerk kom steel het. Glo hom net soos wat jy wil. Moenie worry nie, maar daar's 'n manier om te glo. En ek sê dit weer, ek gaan dit nou miskien aanhaal, en ek gaan weer daarna toe. Jakobus 2 vers 19, hy sê hierdie woorde, as jy glo en jy het nie werke nie, dan is jou geloof kragteloos. Ons sit met 'n kerkewêreld wat almal sê ons glo, wys my jou werke, dan wys jy my jou geloof. En hierdie verval kom, omdat die vyand ingekom het met die verkeerde goed. Ek het dit nou hier ingesit, kan ek dit gou vir jou lees, Jakobus 2 vers 19. En Jakobus skryf, hy sê, toon my jou geloof uit jou werke. En dan gebruik hy 'n voorbeeld van Abraham, en hier is ook maar moeilik om in te neem. Hy sê, wys my jou werke,
dan sien ek jou geloof en dan gebruik ek die voorbeeld van 'n Abraham wat met 'n jong seun Isak opstap teen die berg Moria en Abraham is op pad om sy seun te gaan offer. Geloof in werking. Want Abraham het die geloof gehad dat hy hierdie seun nie sal hoef te offer nie. Want hy spreek dit met sy eie mond en hy sê, toe Isak vra, pa, ons het alles, waar's die lam? Wat sê hy? God, kom aan, God, geloof in werking, God sal voorsien. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil jou aktiveer in jou geloof in rad kry en sê, God sal voorsien. Prys die Here. Gaan nie daai res lees nie. Die vyand van geloof. Ek het 'n paar uitgehaal en gaan vanmôre net by een stil staan. Bly by my. Hierdie vyand van geloof. En hier sit mense en jy weet waarvan ek praat. As die foon lui. En dit is die dokter aan die ander kant. En dit wat hy vir jou te sê het, is nie sulke goeie nuus nie. As jy miskien by jou werkgewer se kantoor instap, en dit wat hy te sê het, nie sulke goeie nuus is nie. Ek sê dit vanmôre, die Here het dit op my hart gelê, en die Here lê eintlik op my hart om met jou te praat oor die huwelik, en ek sal dit iewers inwerk. Maar hoeveel mense sit vandag hier, jou vrou of jou man, het met 3 sinne, jou hele lewe op sy kop kom draai. Alles is te mekaar. As wanhoop op jou druk, ken jy daardie wanhoop wat jy sit en dit voel of jou siel opvrommel aan die binnekant. En die storm van ongeloof en wanhoop in jou binneste woed. Kom aan, ek weet nie wie kan saam met my al praat dat ons al op daardie plekke was in ons lewe nie. Daar's 'n storm hier aan die binnekant. Met 'n oproep, met woorde, met iets wat gebeur het en dit sê net vir jou, hier's 'n storm in my lewe. Dan wil ek vanmôre weer net hierdie vers aanhaal as kies. Ek bid vir jou dat jou geloof nie sal ophou nie. Want die omstandigheid kom, want die vyand wil hê jy moet geloof uit jou hart uit verloor. Eerste vyand, enigste vyand wat ons gou vanmôre net vinnig gaan kry, dan is ons klaar. Kom Josua 4 vers 6 en ons almal ken dit. Hy sê my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Romeine 10 vers 17 sê hier die woorde. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die, kom en help my, woord van God. As daar iets is wat die duiwel wil kom steel in jou lewe, is dit geloof. En een van die maniere hoe hy dit die maklikste reg kry, is hy vat hierdie Bybelboek uit jou hart uit. Kan ons plain praat vanmôre? Die duiwel wil hierdie kragtige woorde uit jou hart uit wegsteel. En daar kom oomblikke in jou lewe, en ek het dit al gepreek, en ek preek dit vinnig weer vanmôre. Daar's oomblikke en situasies in jou lewe, waar jou woorde geen krag het nie. Maar hierdie boek dra die autoriteit van die hemel. Daarom wil hy baie keer hierdie uit ons hart uitsteel. Kom ons gaan aan. Die vyand het al baie keer in ons lewe gekom. En ons lees 'n storie in die Bybel, ek sal nou daarby uitkom. Maar wanneer die woord van God in jou hart lê, dan kom jou omstandigheid. En hy vertrap die saad van God se woord in jou hart. Met ander woorde in plain taal, jou probleem, jou uitdaging word groter as die autoriteit van hierdie boek. En ek wil jou vanmôre herinner, jy's 'n gelowige. Kom aan, sê dit saam, sê ek glo. Kom aan, sê dit like you mean, ek glo. En hierdie woord is waarin ek glo. En hierdie woord, sy opinie is groterder as wat die een aan die ander kant van die lyn te sê het. Daar's soveel mense,
en ek gaan myself so mooi bewaar vanmôre. Maar jy leen jou ore uit aan mense waarmee jy nie eers moet te doen hê nie. Sogenaamde vriende en vriendinne wat uitsprake lewer. En wat doen hulle? Hulle haal die kragtige woord van God uit jou hart uit en verruil dit vir hulle opinie. Wie weet waarvan ek praat? Hy kom in die gedeelte wat ek gelees het en dan sê hy, die duiwel het begeer om jou te sif. Wat wil hy uitsif? God se woord uit jou hart uit. Lukas 8 vers 12. Daarna kom die vyand en neem die woord uit hulle hart weg dat hulle nie kan glo en gered word nie. Ek dink my punt is redelik duidelik vanmôre. Hy kom en hy sê in hierdie woord, die vyand kom en hy neem die woord van God uit jou hart uit. Nou, daardie woord neem, ek kry 'n prentjie in my kop en ek sien in my geestesoog hoe die vyand staan en ekskuus ek wys nou at gunpoint met jou. En hy sê, hier is die omstandighede, oorhandig die woord van God, want jou omstandigheid sê dat dit nie kan werk nie. En die oomblik wanneer hy die woord van God uit jou hart uithaal, wil hy geloof uit jou hart uithaal. As jy dit verstaan, sê amen. Amen. Maar nou wil ek vanmôre net hierdie en ek amper deur my woord. Ek doen dit kort vanmôre. Jesus doen dit 4 keer in die evangelies. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar, gaan lees dit, Markus 5 vers 34. Dan sê Jesus hierdie woorde vir haar, jou geloof het jou gered. Jesus sê dit vir die blinde man van Jerigo, Bartimeus. Hy sê dit ook vir hom. Hy sê, jou geloof het jou gered. Hy sê dit vir die 10 melaatses, toe die een terugkom, sê Jesus vir hom, jou geloof het jou gered. En so ook vir die sonnige vrou wat Jesus se voete gesalf het. Ek wil vanmôre mooi met jou praat. En jou krisis, alles lyk oorweldigend. Hoor die woord van die Here, jou geloof sal jou red. Jou geloof sal jou red. Kan ek jou gou bou met 'n paar verse? Kan ek jou gou bou met 'n paar verse? Vat dit, maak jou hart oop. En ek wil hê jy moet dit in jou hart bære. Matteus 19 vers 26. Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Ek wil geloof in jou hart sit vanmôre. En die vyand sal dit nie kom steel nie. Efesiërs 3 vers 20, maak oop jou hart. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom, die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Daar's 'n God wat kan doen verbokant wat jy vanmôre kan dink. My vrou het die wildste imagination wat jy in jou lewe sal kry. Ons ry vanmôre kerk toe en ek is redelik ernstig en ek ry haar rooi karretjie. En hier by die pakkies kom daar 'n baie groot slaggat. En ek swaai uit vir die slaggat. En ons is ernstig in die kar en dan kom sy red randomly en sê, ek dink ek moet 'n rooi vlaggie met help opkry vir my kar. Ek sê, hoekom? Sy sê, want as my karretjie in hierdie potholes val, kan ek daar my hand uitsteek en sê, help. Even our wildste imagination, wil ek vir jou sê, God kan nie jou net help om uit 'n pothole te kom nie. God kan jou help om 'n groter jeep te kry, my skat. Jy moet net glo. Job, ken julle vir Job? Job, die ou sonder 'n job.
Job gaan deur baie dinge, maar hoor die verklaring van sy geloof. Hy glo in aksie en hy sê hierdie woorde in Job 42 vers 2. Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Halleluja. Glo dit. Vat dit vanmôre. Maak 'n leefstyl daarvan. Jeremia 32:27 kyk ek is die Here, die God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Daar waar jy sit, wil ek vanmôre net hê, as jy in 'n situasie is waar die omstandigheid vir jou sê, dis verby. Die duiwel hou jou op gunpoint en sê, gee terug die Bybel, want jou omstandigheid sê, dit gaan nie werk nie, dan wil ek vanmôre die woord van God teruggee aan vir jou sê, dit is waarop jy staan, en dit is wat jou gaan red. Dis net geloof in God, wat my en jou gaan help in hierdie tye. Matteus 21:21. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. Vers 22, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang. Alles wat jy in die gebed vra, sal jy ontvang. Romeine 4 vers 20. En hy het nie deur ongeloof, hulle praat van Abraham, hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Nou ek het nog laasweek my preekie gepreek, maar ek wil gou vir jou vra, steek net jou al twee hande op, te midde van jou omstandigheid, en sê, Here, ek gee die eer, want U kom deur. Kom aan, sê dit. Ek gee U die eer, want U kom deur vir my. Amen. Prys die Here. Jy weet, ek het al die storie vertel, maar kom ek vertel jy gou weer. Ons het net begin met Radio Oostrand, so opnames. My pa het gepreek, ek was die man wat die knoppe gedraai het, en die kameras en die ligte en wat. Maar terwyl ons vir Radio Oostrand opneem, toe kom Kruiskyk ook deur, en ons begin nou videowerk doen vir Kruiskyk ook. En dit is nou 'n lang storie, maar gaan hierdie net saam met my. En terwyl ons opneem vir Radio Oostrand, sit ek sommer die kameras op, en dan neem ons sommer op vir Kruiskyk ook. 2 vleie met 1 klap. Maar daardie jaar het ons nog nie geld gehad om die regte equipment te koop, te gaan koop ons by Myka daai sterk geel halogen spotlights. En ons sit dit op my pa, en my pa was das baadjie. En ons neem op. En in die middel van die preek, terwyl hy spoeg en hy preek mooi, hy preek goed, daai man. Maar hy stop doodstil en hy sê, Dudley, ek kan niks sien nie. Want die ligte het sy oë verblind. En ek maak die goed reg en jy hoor, dan gaan ons aan en dan trek hy weg en hy preek verder. En alles gebeur so vinnig. Ek doen die Kruiskyk gedeelte kant en Ivan, hy is hier in die kerk, hy help my met die Oostrand, Radio Oostrand gedeelte. En wat gebeur? Hy top en tail net. Hy weet nie van hy stukkie nie, maar al nie. En ek lê in my bed elke donderdagoggend 6:00 dan begin my pa preek. En gaan nie alarm af en ek hoor daar preek hy. Ek voel so lekker. God se woord gaan uit en ewe skielik oor die radio die hele Oostrand. Dudley, ek kan niks sien nie. Ek spring uit daai bed uit, Here, ek is soos, laat die krag net trip, laat alles breek, alles asseblief.
Ek het jou al die storie vertel, moenie worry nie. Maar miskien sit jy vanmôre hier en jou omstandigheid roep hierdie woorde uit. Soos my pa probeer hierdie woord preek en bedien, maar jy roep in jou binneste uit, ek kan niks sien nie. Kan ek vir jou vanmôre sê, hoor net die woord van die Here. Dit gaan nie oor wat jy sien of nie sien nie, dit gaan oor 'n God wat jou sien. Dit gaan oor 'n God wat weet van jou. Hy sien jou. Hy weet van jou. Geloof is 'n vaste vertroue in iets of iemand sonder sigbare of tasbare bewys en 'n oortuiging wat 'n mens se denke, besluite en leefstyl vorm. Hierdie definisie gekry. Dan sê hy vertroue in iets of iemand. En ek sê nee Here, ek weet nie of ek in iets vertrou nie, ek vertrou in iemand. Ek vertrou in Jesus. Maar daar is iets wat ek in vertrou. Dis hierdie geskrewe boek wat God vir ons gegee het. En God se beloftes is 'n ja en 'n amen. Prys die Here. Voor jy aan die slaap raak, ek gaan nou verder. Jesus kom, die Seun van God. Hy kom in Johannes en hy sê, in die begin was die woord. Met ander woorde, Jesus Christus was die woord self. En tog het die duiwel Jesus nie gespaar nie. Toe hy in die woestyn ingaan, toe is die vyand daar om hom te versoek. En Jesus Christus, die Seun van God, moet elke keer sê as die vyand na toe kom, wat het hy vir hom gesê? Daar staan geskrywe. Kan ek jou vanmôre aanmoedig in jou lewe vir dit wat jy God voor vertrou? As jy die vyand se stem hoor, sê daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Ons is nou Vrydag, ek's nou die nuwe jeugleier, aangename kennis. Vir nou tot 'n onbepaalde tyd. Maar ek skeld vir 'n jeugleier, maar in elk geval nou wil ek en my vrou hierdie ding doen met die jong mense. Dit het nie lekker gewerk nie, my skat. Want jy was op die punt en ek was nie. Maar in elk geval, dis 'n oproep wat ek kry. En ek probeer die jong mense verduidelik. En aan die ander kant van die lyn, dan wil die persoon nie sê wie dit is nie, maar hy gee 'n klomp instruksies. En hy sê doen dit en doen dit en doen dit en doen dit. En jy kan saam met my getuig dat daar 'n duiwel is wat kort bel. Help my gou-gou. Die duiwel bel. En weet jy wat is die probleem? Te veel Christene tel op. Ons moet die foon dooddruk. Maar as God praat, moet ons antwoord, want hy is die een wat gaan help. Ek probeer vinniger deurgaan, orkes, julle kan na vorentoe kom. Dan kom die woord met hierdie, en ek wil vanmôre net met dit afsluit. Jy sien baie mense het die woord van God hier, maar hulle het hom nie hier nie. Baie mense weet presies waar dit staan en wat dit sê. Maar as jy hom hier sit, het hy nog nie geloof geword nie. Maar as hierdie boek afstak in jou hart, dan word dit die geloofsisteem waarop jy jou lewe gaan rig. Wat sê die woord? Daai stuk wat ons nou gelees het, hy sê, die Satan wil jou sif. Die gelykenis van die saaier wat ek aangehaal het, die vyand kom en hy wil die woord van God steel. Waar wil hy hom steel? Uit jou kop uit? Nee. Hy wil hom uit jou hart uitsteel. Want as hy hier vanaf met die elevator afgesak het tot hier, dan word dit geloof in aksie. En dan kom Dawid op 'n stadium en hy skryf hierdie woorde. Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie.
Kan ek hierdie aanhaling maak en ek maak klaar? Hebreërs 11. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons almal sê amen. Kan ek die skrif net omdraai in die negatief? Met ongeloof sal jy God nooit kan behaag nie. Hoor jy? Ek vra jou vanmôre en dis 'n nuwe jaar en ek weet almal het drome en almal het dinge wat wil gebeur. En dan ewe skielik verander jou lewe en ek weet ek praat met iemand. En ek wens ek kan so 'n stukkie van my eie lewe deel. Waar jy op 'n plek in jou lewe is, man, ek het dit al baie gesê. Ek het kerk geken. Jy kan my niks vertel van kerk nie. Maar daar was 'n tyd wat die lewe so hard aan my gestamp het, dat ek sonder dat ek agtergekom het, nie meer geglo het. Hoor gou mooi wat ek sê. Dat daar 'n God is wat nog 'n plan vir my lewe het nie. Waar die vyand die beloftes van God uit my hart kom stel en sê, ek het dit nie gemaak nie, nou moet ek maar net dryf tot ek iewers kom. Die vyand het vir 'n oomblik reg gekry om geloof uit my hart te kom steel. Maar dank God, toe ek uitreik na die Here en ek begin weer na die woord van God luister, toe kom ek agter, hierdie God wat ek kan bid, sy genade is te groot om net op te gee op my. Miskien sê ek dit vir iemand in hierdie plek, jy het lekker droog gemaak, kom aan. Jy het opgemors. Kan ek jou iets sê vanmôre? God se genade is te groot om jou te los. Maar ek en jy moet geloof behou. Dis nie enigiets anderste behalwe jou geloof wat jou gaan red nie. Ek sê dit gou vanmôre terwyl ons die tafel gaan bedien ook. En ek kyk van julle en julle kyk vir my. En ek's nie dom nie. Ek weet die woord gaan nog nie lekker by jou in nie. Miskien is hierdie woord nou nie so nodig vir jou vanmôre nie. Maar ek bring hierdie woord want ek weet dis 1 of 2 of 3 wat dit vanmôre nodig het. Dis maklik om te sê jy glo as alles goed gaan. Maar wanneer die storm slaan, wanneer wanhoop kom, wanneer jou binneste opvrommel, hoor gou, jou geloof gaan jou red. Dis net jou geloof wat jou gaan red. Die uitspraak van die dokter, die uitspraak van jou werkgewer, daai kontrak van jou besigheid wil net nie land op jou kantoortafel nie. Dis net jou geloof wat jou gaan red. En ek wil sommer vanmôre, ekskuus, selfbejammering bestraf in hierdie huis. Want hoor gou van my, been dit dan dit. Selfbejammering gaan jou nêrens bring nie. Net geloof in God. Terwyl ek na hierdie tafel kyk, wil ek jou 'n vers aanhaal wat jy baie goed ken. Want aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. As jy vanmôre hier sit en jy kan eerlik sê, ek het Jesus aan. Ek vra nie of jy perfek is nie. Ek vra het jy Jesus Christus al in jou lewe aangeneem. Nou kom ek sê dit vanmôre vir jou. Dieselfde geloof wat jou siel gered het van 'n ewige hel, is dieselfde geloof wat jou gaan red om oorwinning te haal in jou lewe. Dis nie iets anders nie, jy weet. Dis nie iets anders nie. Dis dieselfde geloof. Jesus praat bestaan van, al is dit soos 'n mosterdsaadjie, God kan dit doen. Sit jou geloof daar.
Ek wil hê jy moet vanmôre hierdie nagmaal gebruik. En dan wil ek hê jy moet sê, my God kan my berg skuif. Amen. Kom ons maak die oë toe. Jy sit en jy sê, Dudley, ek soek my geloof terug, soos nog nooit van tevore nie. En vanmôre weet dat daar 'n God is wat my help. Wil ek hê jy net as 'n bewys jou hand opsteek sê, Here, ek steek my hand uit en ek vra U, help my. Ek gaan vanoggend my hand opsteek. Here, jammer vir die tye wat ek twyfel. Ek weet vanmôre saam met my mense, dis net my geloof wat my kan red. Ek bid vir hulle, Here, wat in krisisse is, dat U sal deurkom. En Here, wanneer hulle hierdie nagmaal vanmôre gebruik, dieselfde geloof wat my siel gered het, is dieselfde geloof wat my oorwinning vir my gaan gee, in Jesus naam. Broeders, wat gaan help met die tafel, kom vir my na vorentoe. Vanaf weer al die ken, oh, have faith in God. Julle kan vat, broeders. Baie dankie. Oh, have faith in God.